Goeiemôre, baie welkom vir julle almal. Dit is lekker om julle almal te sien. As jy by ons besoek vandag, baie welkom. Ons hoop regtig jy geniet dit by ons. Vir almal aanlyn, baie welkom ook vir julle van reg oor die wêreld wat inskakel. Klomp daar in Kroonstad ook, baie welkom ook vir julle. Dit bly vir ons 'n voorreg. Kom ek bid vir ons. Julle lyk so 'n bietjie op julle senuwees oor vandag, maar ons gaan aan en kom ek bid vir ons en dan gaan ons in die woord van die Here induik. Vader, dankie, U is 'n goeie God en wat U doen is goed. Dankie dat U die God is wat ons uit die put kan haal en dat U mense red en dat U mense kan vorentoe vat en mense U liefde kan beleef en dankie vir U woord en dat U woord oopbreek, dat ons die diepte en omvang van die woord kan verstaan. Dankie dat U getrou is. En ek wil kom vra dat U woord sal ons sal oopbreek en vir ons sal wys wat is op U hart, wat is dit wat U wil hê ons moet doen en hoe ons dit moet doen. Seën vir ons soos ons bymekaar is in die naam van Jesus. Amen. Ons is in week 3 van ons reeks wat ons noem Salomo se mooiste lied en ons werk deur hierdie boek Hooglied in die Bybel wat gaan oor die liefde tussen man en vrou en in die eerste week het ons gekyk na wat is die karaktereienskappe wat nodig is, man en vrou karaktereienskappe vir 'n goddelike huwelik en 'n goddelike verhouding. En laas week het ons gepraat oor al die verskillende dinge wat nodig is om op 'n date te gaan en die troue en vandag kom ons by die huweliksnag. So ons is in hoofstuk 4 en dit gaan oor seks. So as jy dit nie geweet het nie en jy's op jou senuwees, ons sal verstaan as jy dalk na ruk nie meer is nie, maar dis waaroor dit gaan en ons gaan kyk wat die woord van God sê binne in hierdie area. En die oorhoofse gedeelte en die oorhoofse gedagte met hierdie hele reeks is dat God se manier is nie net reg nie, dit werk. God het 'n manier en eintlik sy manier is beter. Dis eintlik waaroor dit gaan en as ons sy beginsels volg, kan ons sy hand van seëning oor ons lewe ook beleef. En ons leef in 'n tyd en ons leef in 'n wêreld wat die wêreld eintlik baie te sê het oor verhoudings en veral baie te sê het oor die seksuele. En verlang is die kerk eintlik net stil oor dit en ek dink is nodig dat ons net sal sê hier's wat God sê, want God se woord is waar en God se woord staan en God se manier werk. En as jy 'n ouer is dit belangrik dat jou kinders sal leer oor hierdie dinge. Dit is dalk awkward, maar leer hulle oor hierdie dinge want anders dat die wêreld voel nie awkward om te sê wat hulle wil sê nie. En dit is belangrik om te sê, maar hier's wat God sê en hier's hoe God oor 'n ding. In die heel eerste week het ek vir jou hierdie gewys en ek het vir jou gesê dis God se manier dat jy na die hoogste vorm van intimiteit kan kom in jou lewe en die seksuele is 'n deel daarvan. Maar dit is intiem dat ek my hart kan oopmaak en my vrese en my drome en my uitdagings met jou kan deel sonder dat ek 'n vrees het dat jy my gaan verwerp, maar dit begin op die basis van God en op die basis van sy beginsels en dan is dit dat ons saam hierdie verhouding bou en oor het ek vir jou die woord liefling gewys wat hy haar noem en dit gaan eintlik oor hierdie vriendskap saam en dan na dat hulle getrou het, dan kom die seksuele oor en oor het ons gevind ons sê moenie die liefde aanwakker voor die tyd nie reg is nie. En dit gaan nie so seer oor waar is die lyn wat te ver is nie, dit gaan oor wanneer is die tyd wat dit reg is. En dit is vir wanneer ons getroud is, nie wanneer ons wil getrou of ons troue plan of getroud was nie, nee, wanneer ons getroud is met die persoon met wie jy getroud is, dan gebeur hierdie, sodat ons verder kan gaan. Nou ek dink is belangrik, in hierdie tyd wat ons leef, omdat die wêreld so baie te sê het, is al self studies wat wys, dat 80% van tieners glo dat dit is 'n nodige stap om in te trek, dis 'n natuurlike proses in die verhoudingsproses. Dat ons later sal intrek en net verder gaan, want die wêreld is net stil. En veral laasweek wat ek gepraat het oor dat hierdie gedagte van verbond en kontrak. En as ons die hele tyd dink aan kontrak, dan het ons hierdie idee van, kom ons toets dit net eers uit voordat ons die kontrak teken. En dis waar hierdie gedagte kom dat ons bly saam, ons deel die bed, maar ons split ook die verantwoordelikhede en ons deel al die voordele van die huwelik, maar ons split die Netflix en die huur en ons maak seker dat ons saam hierdie ding kan doen. En dalk is ons nog nie daar nie, maar dalk het ek net 'n laai of 'n kas daar in jou kamer en net so nou en dan is ek daar en ek deel dit en ons mis die hart van God en die plan van God. Nou ek dink is belangrik voordat ons in hierdie induik dat ons net 'n paar verkeerde gedagtes wat daar baie keer is, wanneer ons oor dit praat. Party mense dink dat God is teen seks. En hy is nie. Hy het dit uitgedink. Hy het dit ontwerp. Dis nie deur mense in 'n donker straatjie agter ergens nie. Dit was nie die duiwel nie. God het dit uitgedink en nadat hy geskep het, het hy gesê dit is goed. Maar die wêreld het dit pervers gemaak en dit skeef getrek en in 'n rigting gevat wat God nie sy bedoeling was nie. En dit is belangrik dat ons sal besef dat hy is vir dit. Maar hy het sekere grense en sekere perke om dit gesit, sodat dit gesond kan wees, sodat dit geseën kan wees, sodat daar die grootste vorm van intimiteit kan beleef wat hy bestem het vir die huwelik. En daarom, ek dink baie keer is die algemene sê ding van, of die algemene denkpatroon vir Christene as dit kom by seks, bly net weg, moenie.
En dis amper asof dit die boodskap is wat ons net vir ons tieners en vir ons kinders sê, moenie, bly net weg. En ek dink ons moet anders te begin dink oor dit, hoe God oor dit dink, is dat dit is nie 'n nee nie, dis net nee vir nou. Dit is jy moet dit verdedig en jy moet dit verberg, jy moet dit in 'n sekere sin wegsteek vir 'n sekere tyd. Daar's 'n sekere tyd wat dit geniet kan word, daar's 'n sekere tyd wat jy dit kan embrace, as ek dit so kan sê. Maar vir nou moet jy dit wag vir die beter. Lank terug het hulle so 'n sosiale eksperiment gedoen met kinders. En dan het hulle 'n marshmallow voor hulle gesit en hulle het so gesit, maar dit was so op ooghoogte. En dan sê hulle, jy kan of nou hierdie marshmallow eet, of jy kan 'n rukkie wag en dan kan jy later 2 kry. En dan neem hulle af terwyl dit gebeur. En dan lê daai marshmallow so voor hulle en hulle kyk om sê en dan party vat so en dan hulle lek hom net so, maar hulle weet hulle wil eet, want hulle wil eintlik die 2 hê. En dis amper daai idee, soos luister, later is beter, so berg dit. Natuurlik is seks vir voorplanting. En dis of maar ek wil jy met anders te dink oor dit. God is liefde. En God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is volmaak liefde en uit die oorvloed van hierdie liefde skep hulle mense na hulle beeld. En ons het die voorreg in die huwelik, dat in 'n sekere sin uit die oorvloed van die liefde tussen man en vrou, ons kan deelneem saam met God om mense te skep wat na ons beeld gemaak is. En ek dink, ons dink nie gewoonlik so aan dit nie, maar dit is die realiteit, ons is saam met God in hierdie, en dan, natuurlik is dit vir plesier en vreugde. God het dit so geskep, dat dit geniet kan word, maar weer eens binne 'n sekere plek, en dan moet dit ook versorg word, en dit moet veilig bewaar word, en dit moet opgepas word, en wanneer dit versorg word, versorg dit eintlik die huwelik, en dit versorg die verhouding tussen man en vrou, en versterk eintlik dit wat gebeur binne in dit. En dit is hoe God oor dit dink, en ek dink ons moet anders dink oor dit. Die ander verkeerde gedagte, waarmee mense loop, is dat mans en vrouens dink en voel dieselfde oor seks, en is dit nie waar nie? Ons dink en voel nie dieselfde oor seks nie, en God het dit so ontwerp. Dit is nie omdat hy weird is of sy net nie kan bykom nie. Dit is hoe God dit ontwerp het. En mans en vrouens verskil van mekaar. Party ouens sê dat mans is soos mikrogolfoonde en vrouens is soos 'n slow cooker. Dit vat 'n rukkie. Iemand anders het sê 'n man is soos 'n switch wat jy aan en af sit en vrou is 1000 kersse wat jy met een vir een aansteek tot dit gebeur. Vrouens dink oor die journey en mans dink net aan die eindbestemming. En ek weet daar's al hierdie goeters wat gesê word en baie keer is dit 'n veralgemening en mans is definitief meer visueel ingestel en vrouens is baie meer let op wat gesê word. En hierdie sien jy uitspeel in Hooglied 4 waar ons gaan wees vandag. Is dat alhoewel, hulle is nou getroud en hier is die agtergrond. Hulle is getroud tot en met nou aan die einde van hoofstuk 3 het die vrou 75% van die keer gepraat. En nou is die man soos, nou gaan ek praat. En vir 15 van die 16 verse praat hy. En mans, hy praat 10 verse voordat hy enigstens aan afvat. Dit is net 'n raad, dit is 'n side note, ek noem dit net vir jou. Maar wat hier gebeur is, hy is visueel ingestel en hy sien wat voor hom afspeel en dit skep 'n klomp dinge hier by hom en dit wakker hom aan vir die seksuele, maar dan beskryf hy haar die waardering wat hy het en wat dit beteken, wat 'n effek dit het. En dit maak dat sy heel in die laaste vers dan praat en sê, okay, kom ons doen dit. So hulle is getroud. En eintlik het hulle nou die groen lig van God af en al die groen lig van die dominee af en sê, okay, julle is nou getroud, maar hy vat dit rustig. En weer eens, net soos wat hy gedoen het tot nou toe, is hy bly hy in haar rigting beweeg met sagte woorde en met eerbied en met agting wat hy val. En ons gaan in dit induik in Hooglied 4 vanaf vers 1. Hier is hoe hy begin, hy sê, hoe mooi is jy, my liefling, daar is hy woord weer, oor en oor gebruik hier. Hoe mooi is jy. Hy begin nie met die fisiese, hy duik nie net in hierdie storie in nie, hy begin met woorde. En weer eens bou hy haar met woorde. Hy sê, hoe mooi is jy my liefling, hoe mooi. Hy sê, jou oë is duwe agter jou sluier. En jy gaan 'n klomp metafore hier hoor, en 'n snaakse goeders wat ek nie sal voorstel jy doen in jou huwelik nie, maar ek gaan vir jou alles verduidelik. So hy begin weer. Hy sê jou oë, weer eens ek kyk nie vir wie jy is. Dit is die oë is die ingang, die deur na jou siel toe. En soos ek laasweek verduidelik het van die duwe is versigtig. So weer eens ek skep 'n veilige omgewing vir jou om uit te kom en is agter hierdie sluier wat simbolies is van hierdie is eksklusief. Jy het gewag vir my. Ons het hierdie beskerm. Ons het die regte tyd binne in God se die verbond is nou verklaar. Die beloftes is gemaak. Ons is binne in God se tyd. Hierdie is vir 'n spesifieke tyd met spesifiek iemand. En dan sê hy, jou hare 'n trop bokke wat teen die berg van Gilead afstroop.
Nou, hier's wat gebeur, die bokke was sulke swart bokke gewees, en dan wanneer hulle van die berge afval, dan skep dit hierdie effek wat. So wat hier gebeur is, sy maak haar hare los. Vrouens het nie haar hare los gedra, sy maak haar hare los en dan skud sy haar kop, ek kan nie eens doen nie, maar dan maak die hare en hy beskryf net wat hier besig is om te gebeur. Sy's besig om uit te trek en hy beskryf haar van bo af onder toe. En dan gaan hy aan, hy sê, jou tande is soos 'n kudde pasgeskeerde skape wat van die drinkplek af opkom. Mans, dit gaan nie vandag werk nie, maar wat hy sê is hy sien sy glimlag en hy neem notisie van haar tande. En weer eens hy beskryf haar, dan gaan hy aan, hy sê, almal is tweelinge, nie een van hulle op sy nie. En wat hy sê is, jy lyk nie so nie. Al jou tande is daar en ek is so bly en jou asem is lekker. En dan gaan hy aan, hy sê, soos karmosynrooi lint is jou lippe. Jou mond is pragtig. Agter jou sluier, jou slaap is soos oopgebreekte granaat. Heel moontlik begin sy bloos en hy sien hierdie rooi wange en hy beskryf dit alles. En dan sê jou nek is soos die Dawidstoring wat in kliplaag gebou is, waaraan dit 1000 skilde hang, al die ronde skilde van die krygshelde. En wat hy sê is net eintlik, die Dawidstoring was 'n plek van respek en van agting, wat met aansien gesien is. En hy sê eintlik, hoe jy jouself handhaaf, is met agting, met respek. Wanneer jy in die vertrek inkom, dan neem notisie, en ek veral neem notisie, hoe jy jouself handhaaf. Waar aan die begin van hierdie boek, was dit so half, nee, moenie na my kyk nie, ek is nie eintlik perfek nie, hoe jy jouself nou handhaaf, het daar iets in jou verander, dat jy soos Dawid kan sê, ek is wonderlik gemaak. En hoe jy jouself handhaaf, en hierdie skilde is heel moontlik die juwele wat om haar nek is, en hy beskryf al hierdie dinge. En ek wil 5 punte maak wat ek dink belangrik is wat ons moet onthou, as ons wil ons seksuele bou soos wat God wil hê. En dis die eerste ding, is goddelike seks is eksklusief en eerbiedig. Dis spesifiek, dis die sluier, dis eksklusief, dis net vir iemand spesifiek. Dis vir iemand wat ek trou aan beloof het, dis iemand wat daar verbond is, ons binne in God se grense en binne in sy perke doen ons hierdie, en dis eerbiedig. Ek kom nie net in en vat wat ek wil hê, en jy's net die objek van al my fantasie, en jy moet net my plesier gee, en jy moet my net dien, en net hierdie dinge doen. Nee, ek kom met eerbied in, en ek eer jou, en ek ag jou. Mans, ons woorde, as dit kom by hierdie, moet eerbiedig wees. Moet asseblief nooit 'n afbrekende opmerking maak van jou vrou se lyf nie. Jou woorde moet eer bring. Vrouens, hoe jy oor jou man praat, hoe jy van hom praat, moet met agting wees en moet met respek wees. Bou dit. Jou woorde het krag oor lewe en dood. En oor in hierdie boek vind ons hoe hulle mekaar opbou. En weer eens, hulle kan seksuele hê, hulle is getroud, maar weer eens is dit woorde en agting wat hier gebeur. Mans wil veral hoor oor wat hulle doen. En vrouens wil veral hoor oor wie hulle is. En agting en eerbied wat gebeur. En dan gaan hy aan en hy gaan al hoe verder af. Hy sê, jou borste is soos 2 jong bokkies. Die tweeling van 'n ribbokooi. Hy het al 'n ribbok genoem. Nou sê hy, jy's 'n ribbokooi, en wat tussen die narsings wy het, hy ook gesê, sy's die narsing tussen die dorings. En hier's wat hy gaan af en hy sê, jy is die narsing, jy is die ribbok, en hier vind ek 2 jong bokkies. En weer eens, dit symboliseer iets, dit symboliseer dat goddelike seks is sag en teer. Hy kom nie net in en sien haar as 'n objek en vat net wat hy wil hê nie. Sien, mans wil reaksie hê van hulle vrouens as hulle toenadering soek, maar vrouens soek sagheid en teerheid. Dink aan hierdie 2 bokkies wat, iemand het so gesê in my voorbereiding, toe sê hy, wanneer jy klein diertjies het, sit julle in die petting zoo, not in the looking zoo. Nou jy kan maak daarmee wat jy wil, maar hier's wat gebeur. As jy 2 klein bokkies sien, as jy hulle nie wil verjaag nie, moet jy sag inkom. Jy kom in soos, hier is ek nie, jy gaan hulle weghardloop. En dis wat hy sê, soos ek kom sag in. Ek kom nie net hier in met geweld en met spoed in my manier nie. Ek is hier om jou te eer. Ek is hier om jou te dien. Jimmy Evans het sê, the best marriage is 2 servants in love. Ek is hier om jou te dien, jy is hier om my te dien. Jesus sê in Markus 10 en in Matteus 20, dan sê, julle wat eerste wil wees, julle wat die grootste wil wees, moet die ander een dien. En as jy die hoogste vorm van intimiteit in jou huwelik wil hê, maak seker dat jy is daar om die ander persoon te dien. Ek sit jou behoeftes bo my eie. Ek is hier om jou te dien. Ek doen wat is nodig vir jou. Wat jy nodig het in hierdie oomblik, ek is bereid aan dit. Nie net my eie plesier en my eie begeertes nie, ek is hier om jou te dien. Wat het jy nodig sodat jy jou kan dien? Sag en teer.
Dan gaan hy aan, hy sê, totdat die dag begin asemhaal en die skaduwees vlug, gaan ek na die, en hy noem weer 2 berge, gaan ek na die Middelberg en na die Wierookheuwel toe. En hier's wat hy sê, soos luister, hierdie gaan 'n hele nag ding wees. Miskien is dit sy hoop, dit was nie noodwendig die praktyk nie, maar hy het gehoop, dit gaan 'n heel nag ding wees. En waaroor dit gaan is dat goddelike seks is passievol. Dit is soos dat daar's passie wat betrokke is in hierdie. En dit is nodig, en God het dit so bestem ook. Die leuen van die duiwel is, dat as ek God se manier gaan volg, gaan ek bored wees, en hy gaan my steriel maak, ek gaan daarom hemel toe, maar dit gaan eintlik net vervelig wees. En dan wat die duiwel sê is soos, kom ek gee vir jou alternatief, wat nie so baie moeite vat, en nie soveel effort vat nie, en dit gaan beter wees, maar die leuen van dit is, aan die ander kant van dit is verwoesting vir verhoudings. Passie vat werk. Alles wat die moeite werd is, vat moeite. Ja, maar die gras is groener aan die ander kant. Die gras is groener waar jy dit water gee en kunsmis gee en waar jy dit oppas. En om 'n goeie, mooi groen grasperk te hê, vat werk. En jy moet doen wat nodig is. En so baie keer kom ons en ons doen al die werk en dan wanneer ons getroud is, wel, ek het nou gekanker, so nou is ek maar net hier. Jy moet aanhou moeite doen. Jy moet aanhou werk. Hou aan met blomme aandra, mans. Nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie omdat jy iets soek nie, omdat jy haar soek. Ja, lief en doen wat nodig is. Vrouens, julle kan ook help. In die wintermaande kom julle met sulke spacesuits, bed toe, la op la en sokkies en mis en alles. Dit help nie die romanse nie. En mans, partykeer is dit jou eie skuld, want jy het sê, die kragrekening, geen verwarmer, geen warmkombers nie. Ek noem dit nie. Maar jy moet werk aan dit. Doen wat nodig is. Gaan op 'n date, ons het laasweek oor dit gepraat en dit gaan moeite vat. Hanna het gesê, luister, 'n goeie date het 3 goeie bestanddele. Die eerste bestanddeel is gesig tot gesig. Ons praat oor goeders, ons sorteer sekere dinge aan. Dis ook sy tot sy, ons doen iets saam. En dan die derde goeie bestanddeel van 'n goeie date is naaltjie tot naaltjie. En daarmee kan jy maak wat jy wil. Maar dit sê dis wat nodig is. Doen wat nodig is. Werk aan hierdie. Sit die moeite in. Want God se hart is dat dit so ook moet wees. En dan sê hy, alles aan jou is mooi, my liefling. Jy is heeltemal vlekloos. Mans, hier is die ding, sy trek haarself uit, sy is kaal voor hom. Sy is weerbaar. Sy was nog nooit kaal voor 'n ander man gewees nie. Sy gaan aan die mees weerbare posisie sit. En sy reaksie is, alles aan jou is mooi, my liefling. Jy is heeltemal vlekloos. Dit is jou enigste sê ding, mans, oor jou vrou se lyf wanneer sy kaal is. As jy nog nooit 'n vers gememoriseer het nie, memoriseer hierdie vers. Sy is jou standaard van wat mooi is. Dit is jou standaard. En hoe sy lyk en wat sy beleef, dis wat dit is. En jy werk, ja natuurlik vir ander dinge soos wat die jare aangaan alles, maar sy is jou standaard van wat mooi is. En sy moet nie net weet jy die versie gememoriseer nie, hoe meer sy voel, dis wat jy voel en wat jy beleef in jou hart vir haar, hoe meer sal sy voel, dis 'n veilige plek en hoe meer sal sy van haarself gee. Jy moet kyk hoe jy met jou vrou omgaan. Die wêreld vertel leuns vir vrouens. Die wêreld sê as jy so is en dit het en dit lyk en op hierdie manier lyk, dan is jy goed genoeg. En die wêreld lieg. Die vrouens op die voorblaai van die tydskrifte kan nie eens aan hulle eie standaarde voldoen nie, want die rekenaars pas hulle foto's aan. En die wêreld sê dis hoe jy moet lyk. En eintlik wat Salomo hier doen is soos ek gaan jou spieël wees. En ek gaan vir jou die waarheid gee oor wie jy is en wat ek sien en wat die standaard is. Dis wat hy doen. En mans, dis ons werk binne in ons huwelik. En dan sê hy, kom saam met my van die Libanon af, my bruid. Dis die heel eerste keer wat hy haar bruid noem. En ek gaan nou iets oor dit verduidelik. Maar hy sê, kom saam met my. Dit wat ek hier beleef, dit wat ek hier sien, dit wat ek hier ervaar, skep in my 'n begeerte vir jou. Ek word seksueel aangewakker. En ek het 'n begeerte vir jou, ek wil jou hê. En dis baie belangrik, mans, hoor mooi. Jy moet nie net toenadering tot haar soek of haar pursue en in haar rigting beweeg, net omdat jy aangewakker is. Nee, jy moet haar pursue en dit moet iets aanwakker. En as sy dit voel, dan sal sy haar maklik gee. Sy wil hê, sy moet die eindbestemming wees. Sy wil die eindbestemming wees, nie net wat jy kan kry uit dit nie. En dis wat hier gebeur, hy sê, kom saam met my, ek sê vir jou wat my begeerte is, hier's wat aangaan, ek wil jou hê, ek wil meer hê, en dan verduidelik hy weer 'n klomp kruine en berge, daal af van die kruin, van Amana, van die kruin van Sinar, van Hermon. En dan sê hy, van die leeplekke, van die leeu's, van die berge, waar die luiperds hou, en hier's wat hy sê, goddelike seks is veilig.
Hy sê, ek gaan 'n omgewing skep vir jou wat veilig is. Ek nooi jou uit om te kom. Ek nooi jou uit om deel te wees. Jy kan weerbaar hier wees. Jy kan jouself wees. Jy kan jou ten volle hier wees. Waar 1 Johannes 4:18 sê, waar die liefde is daar geen vrees nie. Jy kan ten volle jouself hier wees. Ek gaan 'n veilige plek skep teen die wêreld en teen wat die wêreld sê en teen die leuns van die wêreld. Hier skep ek 'n plek wat jy kan wees en jy kan jouself wees. En dan gaan hy aan. Jy het my hart gesteel, my suster. En hierdie suster beteken nie suster nie. Dit beteken ons het dieselfde geloof. Ons stap saam die pad. My bruid. En dat ek nou nie gesê het oor die bruid, die term hier is om te sê, luister, dis volledig. Ek het alles gedoen wat nodig is. En ons het die voorbereiding gedoen en ons het nie die liefde aangewakker toe dit nog nie tyd was nie. En ons het hierdie pad gestap en mekaar leer ken en ons het getrou en beloftes aan mekaar gegee. Ek het gedoen wat nodig is om 'n veilig is. Ek het al die agterdeure toegemaak. Ek is vir jou en saam met jou totdat ons doodgaan. Dis wat bruid hier beteken. Ek maak dit veilig vir jou. Jy het my hart gesteel, my suster, my bruid. Jy het my hart gesteel met een kyk van jou oë, met een kettingkie van jou halsnoer. Nou vrouens, ek dink baie keer vat ons die ding dalk te ver. Om te sê, mans is net visueel ingestel en meer visueel ingestel en vrouens is meer emosioneel ingestel. In die Hebreëus wat hier gebeur, sukkel hulle om dit te vertaal. En dit wil voorkom dat hier is 'n dubbele betekenis wat hier gebeur. Hy sê, jy het my hart gesteel, wil hy sê, die liefde wat ek vir jou ervaar is oorweldigend. Dis diep hier in my hart, en dis baie keer wat mans ervaar, is dat dis oorweldigend wat ons hier binne voel, maar ons het nie die woorde om dit te sê nie. En baie keer is die seksuele 'n manier vir ons om uitdrukking te gee aan dit wat ons voel hier binne. Aan die ander kant wat die Hebreëus beteken, is dat hy is seksueel gereed en aangewakker vir wat hier moet gebeur. En dis hoekom hierdie twee so saamloop. So alhoewel mans meer visueel ingestel is, vrouens hoor mooi, dit is 'n hartsaak vir hulle. En wanneer hulle toenadering in jou rigting soek, is hulle in 'n sekere sin moet hulle baie weerbaar wees en moet hulle self in 'n plek sit wat hulle weet hulle kan verwerk word. So wanneer hulle toenadering in jou rigting soek, dan sit hulle self in 'n weerbare posisie en ons hou nie van dit nie. Kom ons sê net dit. En as jy elke keer as hy sy hand uitsteek na jou toe en jy klap sy hand en soos verstaan, hy ervaar dit baie negatief. En hy trek so 'n bietjie terug hier in sy dop in en dan volgende keer gaan hy nie so ver gaan hy gaan net soos T-Rex net hier gaan. En as jy dan weer sy hand klap, dan volgende keer dan gaan hy net sy hand in sy sak soos en die hele tyd gaan hy terugtrek. En wat gebeur is baie seks gaan nie gebeur nie. En wat jy nie oefen nie, gaan nie beter word nie. Nou luister dames, ek sê nie, geen net van wat hy wil hê en doen net wat, dis nie wat ek sê nie. Maar help hom daarin. Leer hom in dit. Sien raak dat hy is besig om in jou rigting te beweeg. Sê, dankie, ek sien jou toenadering, ek waardeer dit, maar nou wanneer ons uit die kerk uitstap, is nie 'n goeie tyd om aan my bou te vat nie. Dis nie die regte tyd nie. Leer hom, wys vir hom, sê hierdie is 'n beter tyd. Sê vir hom waar is beter, hoe lyk beter? Geef hom hoop. Sê vir hom, ek sien maar hier's meer manier. Dat daar dan 'n hoop is en dat dit net afgebreek word soos bly weg nie. Want later is dit wat hy gaan doen. En hy gaan net terugstaan. Want hy wil nie die risiko gaan van verwerping nie. Dit is te negatief. Maar geef hom hoop binne hierdie, want dit is 'n hard ding wat hier gebeur. En dan sê hy, hoe verruklik is jou liefkosing, my suster, my bruid. Dit wat ek hier binne beleef is de mekaar en ek het nie die woorde om te sê nie, maar dis wonderlik en wat ek hier beleef is eintlik intens. En dan sê hy, hoeveel beter is jou liefkosing as wyn, die geur van jou reukolie as die speserye. En weer eens, hy praat van beter. Hierdie is beter, hierdie manier is beter. En jy is beter as enigiets wat die wêreld gee. Daar's niks wat die wêreld kan bied wat jy nie. Wyn is 'n simbool in die Ou Testament baie keer van die seëning van God. Wyn is geniet wanneer hulle die seëning en die salwing van God geniet. En hy sê, dis wat ek beleef hier. Ek beleef iets van hierdie en daar's iets in my wat wil verder gaan. Ek wil hierdie ding verder vat wat hier gebeur. 10 verse praat hy. En eers in vers 11 raak hy aan haar. En dan sê hy, jou lippe drup heuning. Hulle begin soen. My bruid, heuning en melk is onder jou tong. Ons gaan nou oor dit praat. Jou klere dra die geur van Libanon. Ek beleef hierdie intens. Nou die Franse dink hulle het hierdie begin. Okay? So jy het al gehoor van 'n Frenchkies. Hierdie was 1800 jaar voor die nasie van Frankryk bestaan het. So dis eintlik 'n Hebreëse seisoen wat hier gebeur. En hy beskryf net wat hier gebeur. En as jy nog date en enkel lopendes, pas op vir die Hebreëse seisoene, want dit lei iewers heen en God het dit so ontwerp, maar dis 'n Hebreëse seisoen wat hier gebeur. Die Franse kan dankie sê. En dan gaan hy aan, hy sê 'n toegesluite tuin is my suster, my bruid. 'n Toegesluite put, 'n verseelde fontein. En baie keer word hierdie taal van tuin en fontein gebruik en deel van dit is om iets van die
anatomie van die vrou ook te beskryf. Maar moenie hierdie woorde mis nie, toegesluit, verseël. En weer eens, hy skep hierdie prentjie van hierdie is eksklusief. Dis nie vir die buitewêreld nie. Dis gebeure vir nou, dis gebeure vir my. Dis gebeure vir ons. Daar's 'n volgorde wat gevolg is, daar's 'n regte manier wat gevolg is. Selfs wat die sluier beteken. En ek wil hierdie gedagte by jou los dat eksklusiwiteit lei tot intimiteit. Eksklusiwiteit kweek intimiteit. Dis waaroor dit gaan. Ons leef in 'n wêreld wat dit wil omdraai. En sê nee, jy moet eers uitvind of jy seksueel compatible en jy moet eers oefen en half hierdie ding regkry en dan besluit jy eers wat jy doen. En dit is net nie die waarheid nie. Dis soos ouens wat op 'n date gaan en dan vat die meisie op die date en is wonderlik en dan iewers dan vind sy uit sy is die derde date in 2 dae. En dan sê sy soos, "Regtig? Hoe kan ek die derde date wees?" En soos, nee. Ek wou dit perfek oefen sodat vanaand wonderlik kan wees. Nou al die vrouens sal gaan soos, "Jy right." Want dit gaan oor hierdie. Nee, as dit gaan oor my en jy beplan het en jy hou my apart en dit is eksklusiwiteit, dit lei na intimiteit. As dit oop is vir die res en wat hier gebeur. Nee, dit is 'n veilige plek, dit is 'n veilige omgewing. En dan begin hy beskryf eintlik wat in haar gebeur en wat in hom gebeur en hy gebruik verskil. Jy sal sien is al die sintuie wat eintlik is en die intensiteit van dinge wat hy beleef en hy skryf dit alles in metafoor. Hy sê jou bloeisels is 'n boordgranate, so daar's reuk en heerlike vrugte, henna met nardus en safaan, kalmoes en kaneel met elke soort wierookplant. Dis al die sintuie wat gebeur. Mirre en adelhout met al die kosbare speserye. Dis wonderlik wat hier gebeur. Jy is 'n fontein vir tuine, 'n put met vars water wat van die Libanon afvloei. En hulle ervaar en hy beleef hier's iets aan haar kant. En dan vir die eerste keer praat sy. En hier's wat haar antwoord is en sy sê vir hom: "Steek op, noordewind, kom suidewind, waai deur my tuin, laat die geur van sy speserye versprei." Noordewind was 'n sterk wind, 'n suidewind was 'n sagte wind. Dis albei hierdie dinge. Laat my liefste na sy tuin kom en sy heerlike vrugte eet. En wat sy sê is, let's go, dis tyd, ek is gereed, jy is gereed, kom ons doen hierdie ding, kom ons geniet hierdie liefdesvrugte. En dan praat hy weer, in hoofstuk 5, dan sê hy, ek kom na, en kyk elke keer, hierdie woordjie my, ek kom na my tuin, my suster, my bruid, ek pluk my mirre met my speserye, ek eet my heuningkoek met my heuning, ek drink my wyn met my melk, hierdie is myne, ons behoort aan mekaar, ons is saam in hierdie ding. En dis hoe ver is wat dit dan gaan, wat hulle verskryf wat hier gebeur. En dan is daar 'n sinnetjie aan die einde van vers 1 in hoofstuk 5. En hulle sukkel, kommentators verskil oor wie hier praat. En hulle sukkel in die Hebreëus om te verduidelik wie hier praat. In jou vertaling kan dit dalk sê die koor praat. Dis so asof dis daai vrouens wat aan die buitekant staan en kyk en dit sal net nie reg wees nie. Ek bedoel hier is eksklusief en nou skielik die vrouens soos, yeah, go, dit maak nie sin nie. Maar baie ouens glo, gebaseer op die tipe woorde en hoe dit is dalk is dit God wat hier praat. En ek wil dalk saam met dit gaan. En hier's wat hy sê, wanneer hierdie ding reg gebeur, dan sê hy, eet vriende, drink en word van die liefde dronk. Ek seën hierdie. Hierdie is binne my wil. My hand is oor hierdie. My beskerming is oor hierdie. En dit bring my by die 5de punt, dat goddelike seks is heilig. Dis vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke doel, en binne 'n sekere perke wat God stel, en dis heilig. Nou wat doen jy? Hoe eindig mense boodskap soos hierdie? Miskien sou kon eindig met Jakobus 1:22. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Julle kan besluit. Maar miskien moet jy huiswerk gaan hê. En miskien moet julle gaan praat, julle wat getroud is, oor hierdie. En gaan praat oor julle seksuele lewe en gaan praat oor. En vra, wat kan verbeter? Nie wat is verkeerd nie. Dis nie wat ek sê die vraag is. Die vraag is, wat kan verbeter? Mans, luister mooi, as sy jou antwoord, moenie vir haar sê, nee man, dis belaglik nie. Moenie ontsteld raak nie. Moenie vir haar sê, hoe moet sy voel nie. Hoor haar hart. En kyk hoe jy kan werk aan dit. Vrouens, jy gaan heel moontlik 'n kort antwoord van jou man kry. Het gaan dalk nie 'n vreeslike intelligente en vreeslik komplekse antwoord wees. Party ouens gaan net vir jou sê, meer? Help hom. Okay, ek hoor wat jy sê, maar kom ons volg 'n manier.
hier's wat my behoefte is, wat kan lei, dalk nog meer. En hê 'n gesprek oor hierdie. Mense ding, so baie keer, as dit kom by die seksuele, ons leef in 'n wêreld, wat so baie sê oor dit. Nadat Adam en Eva by mekaar gekom het, direk daarna, is daar oorlog. En die duiwel kom in en hy verwoes dit. En as dit kom op die vlak van die seksuele, is daar 'n geestelike oorlog in hierdie wêreld aan. En die wêreld het 'n klomp goed wat dit skree, en die wêreld het 'n klomp goed wat dit sê van hoe dit moet wees. En ek dink dit is belangrik dat ons in 'n sekere sin 'n pen in die grond sit en sê, hier is wat God sê, en hier is sy standaard, en hier is sy manier is beter, en sy manier werk, en sy tipe liefde hou. In Korintiërs 13 wat praat oor die liefde, sê dat hierdie liefde, hierdie uitdrukkings van liefde, en die woordjie daar is agape, goddelike liefde, hierdie liefde hou. God se manier hou. Die wêreld se manier hou nie. En as gevolg van hierdie stryd wat aangaan, is daar baie keer baie skuldgevoel as dit kom by die seksuele. En dit was my een groot gebed die hele week vir jou vir vandag. Is dat maak nie saak wat jou storie is en waar jy is nie, is dat God is die God van genade en barmhartigheid, en met hom kan jy sê, van hierdie oomblik af vorentoe, gaan ons dinge anders te doen. En ek weet nie waar jy is nie. Ek weet nie wat is jou storie nie. Miskien julle wat getroud is, miskien voel dit dood, miskien voel dit net soos, what's the use? Ek glo die graf van Jesus is leeg. En daarom is enigiets moontlik. En hy is die God wat uit dooie bene lewe kan skep. En hy is die God wat nuwe lewe kan inblaas. En Jesaja 61 sê dat out of the ashes he can turn the ashes into a crown of beauty. Dis ons God. En miskien het jy lank in 'n rigting gesaai, 'n verkeerde rigting. En daar's 'n oes nou wat net nie goed is nie. Begin in 'n nuwe rigting saai, begin in God se rigting saai. Want die Bybel sê op die bestemde tyd sal daar ook 'n oes wees. Miskien was daar seksuele sonde en jy was reeds getroud. En jy het nodig om dit voor die Here neer te kom lê. Jesus het aan die kruis gesterf om te betaal vir al ons foute en al ons sonde. Ons almal skiet tekort aan die standaard van God. Maar hy het ook gesterf aan die kruis sodat daar genesing kan gebeur. Miskien is jy nie in die huwelik. En jy het nodig om sekere dinge te bely. Daar's 'n verskil tussen om 'n maagd te wees en om rein te wees. God soek reinheid. En hier. Party ons gaan in die huwelik in en soos ek staan my maag, maar ek bedoel, wat slaat die rein geleef nie? En Jesus het betaal ook vir dit. En kom lê dit voor hom neer. Miskien is jy in 'n verhouding op die oomblik. En wat daar gebeur is nie God se standaard nie. Stop dit. Sê vir Here, sê vir mekaar, tot hier toe, nie verder nie. Ons volg God se plan. En dit vat guts en dit vat boldness. Maar God se manier werk. Sy manier is beter. Dis my storie. Ek het nie voldoen aan hierdie standaard. Ek het tot bekering gekom en toe ek vir Ermie ken, sê ek luister, hier is 'n deel van my storie. En ons moes daai ding deurwerk. Maar die Here in sy genade en in sy goedheid en in sy getrouheid kon iets goeds en mooi doen. En hy wil dit vir jou ook doen. Miskien is dit aan iets wat aan jou gedoen is. En dit maak dat hierdie intimiteit in die huwelik nie kan gebeur nie. En dis die sonde van ander ouens. Jesus het ook gekom om genesing te bring vir dit. En dis 'n pad. Maar in hom is dit moontlik. So ek wil vir ons bid. Ek wil jy almal moet staan en dan gaan ek vir ons bid. En maak nie saak waar jy is en wat jou storie is nie. Lê dit wat jy voor die Here moet neerlê. En gee dit vir hom. En vertrou hom met wat hy wil doen. Ja Here, U is 'n goeie God. U manier is goed. U weë is goed. U weë is hoër as ons weë en U gedagtes is hoër as ons gedagtes. Maar U is die God wat weet en die God wat sien. Here, U weet wat in hierdie wêreld aangaan. U weet wat die wêreld skreeu. U weet wat elkeen se storie is wat deel is van hierdie diens. U weet wat die dinge wat weggesteek word. U weet wat die dinge wat skuldgevoel veroorsaak. U weet wat die dinge wat nie binne U wil is. En ek wil jou aanmoedig, lê dit voor die Here neer, gee dit vir hom, bely dit. Johannes 1 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy sal ons vergewe. En ons skoon was van alle ongeregtigheid. Gee dit vir hom, bely dit. Wat dit ook al is.
Wanneer dit ook al was. Here, ek kom bid, dat mense die vryheid sal beleef wat in U is. Ek kom bid vir genesing, vir gebroke harte. Vir mense wat stikkend is as gevolg van die effek van sonde. En ek kom vra, Here, dat U sal kom gesond maak, dat U sal kom verander, dat U sal kom genees, dat U sal kom vrymaak, dat U nuwe lewe sal bring in dooie plekke, dat U opstandingskrag kragtig sal werk ook in daai plekke. Ek bid dat mense hulle oë gefestig sal hou op U, Here Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. En ons eer U en ons prys U, want U is 'n goeie Vader. U manier is goed. Wat U doen is goed. Wat U sê is goed. En help ons om in dit te wandel. Ons bid dit alles in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Amen.